Ons lees in hierdie oggend saam in die tweede brief wat Petrus skryf vir die gemeente, die verstrooide gemeente in die noorde van Turkye, die Jode, Christelike gelowiges, die diaspora, so wat hy hulle ook noem. Kom ons, voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om so te kan stil word, om te kan lof bring aan U, ons Here, wat heilig is. U wat die God is wat vir ons by mekaar roep. U die Here is wat ons beskerm. U die Here wat ons onderhou. En so kom bid ons ook in hierdie oggend, Here, hier waar ons saam is, dat U woord sal oopbreek. Here, dat ons sal luister en dat ons sal leef wat U van ons vra. Ons kom vra dit in U naam. Amen. So wat ek gesê het, 2 Petrus hoofstuk 1, van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry in die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Tot sover ons skriflesing van môre. Ek wil begin en vir jou so 'n oomblik laat terugdink. Net vir so 'n oomblik 'n kans gee met die vraag, maar wat is jou kosbaarste besitting? As ons nou dink oor besittings, kan dit een of ander dier ding wees wat jy het. Horlosie, oorbelle, ringe. Dit kan dalk 'n ou ornament wees wat iemand vir jou nagelaat het in jou geslagte, in jou voorgeslagte. Dit kan iets moois wees. Wat jy van hou om na te kyk, wat jy van hou om aan te vat, hou om aan te voel. Of dit kan een van daai goed wees wat jy dit koppel aan 'n persoon. En sê maar hierdie persoon is vir my 'n mentor, hierdie persoon is vir my iemand wat vir my belangrik is. En as ons na die gedeelte kyk wat Petrus hier skryf, dan kom sê hy eintlik
as te ware vir my en vir jou, ons geloof is die kosbaarste besitting wat ek en jy ontvang het. En hy kom skryf dit eintlik so ongelooflik, waar hy kom skryf hier in die eerste vers, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Iets wat ek en jy gekry het, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat God dit gee. Omdat God vir ons kom sy genade en sy liefde vrylik kom skenk, skenk hy daarmee saam vir ons die geloof. Die geloof waarmee ek en jy kan vashou aan die Here wat teenwoordig is. Aan die Here wat vir my en vir jou kom sê, maak nie saak wat gebeur in ons lewe nie, as ons dink aan kindertyd. Hy is die antwoord. Hy is die een wat vir ons die uitkoms bring. Hy is die een wat vir ons sy genade en sy liefde kom gee. En as ons vir mekaar dit sê, dan besef ons vir 'n oomblik weer in hierdie tyd voor Pinkster, hoe die Here vir ons ook sy gees kom gee, wat by ons teenwoordig is, wat ons in sy liefde en sy genade lei en stuur en rig in hierdie wêreld. Daar waar ons gaan, is ons eintlik verseker van die Here se teenwoordigheid. As ons dit vir mekaar sê, weer die klem dat die geloof is iets wat ons van die Here kry. Een van die belangrikste elemente van geloof is juis die besef dat dit is nie iets wat ons kan namaak nie. Dit is nie iets wat ons kan naboots nie, maar dit is iets wat met ons gebeur deur in aanraking te kom met ons Verlosser, ons Here en ons God. Dis waar ons lewe begin as gelowige. En ek sê dit weer, geloof is die werk van die Here in ons hart. So kom sê Petrus, en as ons dink aan Paulus weer, kom sê hy vir ons dieselfde in Romeine 10, waar hy kom sê, maar ons weet dit juis, so wat Paulus skryf, dat geloof kom wanneer die woord van God 'n impak het op ons lewe. Wanneer daar iets met ons gebeur, as ons terugdink aan ons eie lewe en ons dink aan hierdie kosbaarste besittings, het daar heel waarskynlik, kan jy iets besonders aan die besitting wat jy uitwys, koppel. So ook ons geloof. Bloot die wete dat die Here vir my en vir jou sy teenwoordigheid kom gee, is dit wat diep en in ons harte ons aanmoedig om te sê, maar kom ons laat hierdie geloof groei. Want geloof wat groei, het 'n dieper impak. Daar's meer om van te leer, daar's meer om van bewus te wees van wie God vir my en vir jou is. Ek onthou op 'n stadium, as ons veral in die belydennisklas, as ons dit so in die koshuis doen, dan sê ons mekaar, daar staan gewoonlik so 'n bottel yum peanut butter. En hierdie grondboontjie botter wat daar staan, sê ek elke keer vir die kinders, maar onthou, jy kyk hom van 'n sekere kant af, die ou wat van die kant van die tafel af sit, kyk hom van 'n ander hoek af. En dit is hoe die Here werk. As jy dink aan 'n diamant op jou ring, daar's elke keer 'n faset wat die Here vir ons wil kom openbaar, hoe groot en hoe wyd en hoe lief, hoe ver sy liefde vir my en vir jou strek. Daarom is dit nodig om te groei in ons geloof. Daarom is dit nodig om nie bang te wees om te wag op God nie. Want die Here is teenwoordig. Die Here gee sy teenwoordigheid, so wat ons ook gehoor het in die psalms. En as ons mekaar vra, hoe bou ons geloof?
dan begin dit juis deur kennis. As ons dink aan ons kinderdae, kan ons altyd stories vertel van hoe ons huisgodsdiens gedoen het. Hoe ons boeke gevat het. Hoe ons pa of ons oupa of die man in die huis gewoonlik na die tyd vrae gevra het oor dit wat gelees is. Die hartseer is dat dit baie min nog gebeur. Ek dink die TV, ons fone, ons gejaagdheid na iets het daai besonderse geleenthede om met ons kinders te kan praat oor die goedheid en die genade wat ons beleef van God kom wegvat. As ons kyk na hierdie gedeelte wat Petrus vir hierdie gemeente kom skryf, dan kom moedig hy hulle juis aan dat hy vir hulle kom sê, maar deur julle kennis van God word julle verhouding met God versterk, groei julle geloof. Dis belangrik, dis lewensbelangrijk dat julle in julle kennis van wie God is, in julle geloof groei, dat dit nie 'n Sondag geloof word nie. Dit sluit onder andere in dat ek en jy tyd maak om Bybel te lees. Dit sluit in dat ek en jy tyd maak om te sê, maar kom ons lees verder, kom ons gaan slaan na, kom ons kyk wat die Here vir my en vir jou in sy woord wil opdra. Dit gaan oor 'n stuk toewyding. Want kennis sonder 'n passie, sonder 'n ywer om te sê, Here, ek wil met U tyd spandeer, is eintlik op 'n manier doodgebore. Toewyding is die vonkie wat die vuur aan die brand steek, sodat ek en jy in hierdie wêreld 'n verskil kan maak, met Gods vrug kan gaan leef, met ywer, met doelwitte en passie gaan bou aan ons geloof. Daar waar ons gaan en die weet dat die Here by ons teenwoordig is, en broer en suster, ons doen dit, juis deur, as ons na die skrywe van Petrus kyk, kom skryf hy 'n klomp goed, waar hy kom sê, maar dit begin met uitnemendheid, met deugsaamheid. Dit begin met insig. Dit gaan oor dat ek en jy besef, wie is God vir ons? Dat ek en jy besef, wat het die Here vir ons kom doen? Met 'n stuk selfbeheersing, dat ons nie toegee aan hierdie wêreld nie. En as ons selfbeheersing het, volhard daarin. Dat ons volhard in die geloof wat die Here vir ons gee, om deur te druk, end uit te gaan. Gods vrug, dat daar iets in ons lewe gebeur, want God is hier. En dat hierdie wete van God wat teenwoordig is, oorspoel, as te ware, na ons broers en susters in die geloof. Maar dis nie waar Petrus eindig nie. Liefde onder mekaar, maar ook 'n liefde vir alle mense. As ons na hierdie gedeelte kyk, en ons dink oor ons kinders, die wat help eksamen skryf gewoonlik, daar's 'n stuk voorbereiding in. Daar's 'n geleentheid in waar jy vir jou kind sê, maar hoor jy, het jy geleer? Het jy jou kant gebring? Daar's gewoonlik 'n geleentheid waar pa of ma gewoonlik ma vir een of ander rede, vir die kinders vra, maar kom ons sit gou, kom ons gaan gou weer jou werk deur. As jy in die eksamenlokaal kom, dan kom jy by 'n plek waar jy sê, maar hierdie goed ken ek. Geloof
wat gebou is op die Here. Geloof wat begin by God, wat met ons begin. Wat groei. Wat 'n kennis het van wie God is. Wat toegewyd bly. Wat groei. Begin by die wete dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het. Dat ek en jy 'n stuk passie in ons geloof inbou, want God is die een wat ons vrykoop. God is die een wat ons kom nuut maak, wat ons sy teenwoordigheid kom gee. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, nie terugdeins nie. Want saam met hierdie mooie aanmoediging wat Petrus vir hierdie gemeente kom gee hulle ook 'n waarskuwing. Waar hy vir hulle kom sê, iemand, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en hy vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Ons staan nie gebou op 'n leë fondasie. Ons geloof staan gebou op God. Ons het 'n liedjie gesing tydens kindertyd. Die dwaase man bou sy huis op die sand en die wyse man bou sy huis op die rots, op Christus. Mag ons as te ware broer en suster, daar waar ons besig is met geloof, daar waar ons in hierdie wêreld omgaan, ons huise op God bou. Ons geloof laat groei en die wete dat God teenwoordig is. Mag ons dit vir ons kinders leer, wat dit so nodig het. Ons kom bid dit, ons vra dit ook in die Here se naam. Kom ons sluit die oë, dan bid ons daarvoor. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie Here dat ons ook in hierdie oggend diep bewus kan wees van u genade en van u liefde. Dat ons in hierdie wêreld kan volhard. Here, met die wete dat u by ons is. Dat u ons die krag en die genade kom gee. Die wete dat u ons nie los nie. Dat ons 'n toegewyde lewe kan leef, want u is by ons. Here, kom vul ons elke dag meer en meer, sodat ons al meer bewus kan wees van u liefde en van u genade. Help ons, Here, om ook ons kinders toe te rus vir hierdie wêreld waarin hulle leef. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen.